Goeiedag. Vriende, ek lees vandag uit Genesis 49, vers 29 tot 31. God se weë is nie ons weë nie. Ons dink, ons verstaan hoe God werk. Ons dink, liefde lyk soos Rachel. Ons dink, seën lyk soos erkenning. Ons dink, guns lyk soos eerste keuse. Maar die waarheid is, God werk anders. God kies nie soos mense kies. Soos geskryf staan in Jesaja 55 vers 8. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie. Toe Jakob op sy sterfbed lê, en hy kyk terug oor sy lewe, nie net met emosie nie, maar met openbaring, sê hy in Genesis 49, begrawe my, daar waar ek Lea begrawe het. Nie Rachel nie. Die vrou vir wie hy gehuil het, die vrou vir wie hy 14 jaar gewerk het, is nie waar hy sy finale rusplek kies nie. Want aan die einde kies hy nie gevoel nie, hy kies verbond. 2 vroue, 2 realiteite, Rachel, liefde, passie, begeerte, die een wat hy gekies het. Lea, verwerping, stilpyn, onsigbare getrouheid, die een wat God gekies het. Jy kan deur mense gekies word en steeds nie in God se plan wees nie. Jy kan deur mense verwerp word en presies in God se wil wees. Lea se lewe het nie sin gemaak nie. Sy was tweede keuse, ongewild, oorgesien, maar wat sy nie geweet het nie, sy was 'n opdrag. Wat sy ervaar het as onregverdig, was eintlik God se wil, God se opdrag. Lea was die verwerpte, die een wat nie eerste gekies is nie. Maar uit haar kom Juda, die stam van koningskap en lof. Juda beteken lof. En uit daardie stam kom Jesus Christus, die koning van konings. Laat dit insink. Nie uit die geliefde vrou nie, maar uit die verwerpte een. Die plek van pyn is dikwels die plek van geboorte. Vriende, daar is dinge in jou lewe wat nie sin maak nie. Ons vra, hoekom daardie verwerping, hoekom hierdie teleurstelling, hoekom daardie pad? Maar God sê, jy sien die pyn, ek sien die plan. Soos Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat alles ten goeie meewerk vir die wat God liefhet. Nie alles voel goed nie, maar alles werk saam. Ons wil Rachel hê, God gee Lea. Ons wil gemak hê, God gee vorming. Ons wil erkenning hê, God gee roeping. Want God is nie besig om jou gelukkig te maak nie. Hy is besig om jou te vorm. Soos Jesus Christus self gebid het, nie my wil nie, maar U wil geskied. Lea het seën ontvang, maar sy het dit nie altyd as seën erken nie. Hoeveel keer het God jou beskerm, maar jy het dit as verlies gesien? Of het God jou geplaas, maar jy het dit as straf gevoel? Partykeer leef ons in die seën, maar ons erken dit nie, want dit lyk nie vir ons soos wat ons dit wou hê nie. Jakob se finale openbaring aan die einde van sy lewe, besef hy, die ware erfenis was nie wat hy begeer het nie, maar in wat God gevestig het. En daarom sê hy, begrawe my by Lea.
Dit was nie 'n romantiese besluit nie. Dit was 'n geestelike belyning. Vriende, as jy vandag soos Lia voel, oorgesien, tweede keuse, onverstaan, onsigbaar, weet, God sien jou, God gebruik jou, God bou jou. Jy's nie agter nie, jy is waar jy moet wees. Die wêreld sê, word soos Rachel, gesien en begeer. Maar ons Vader sê, Jesus Christus sê, word getrou soos Lia, en ek sal jou gebruik om geskiedenis te skryf. Want God bou nie sy koninkryk op voorkeur nie, hy bou dit op gehoorsaamheid. Gebed. Vader, ons erken vandag, ons verstaan nie altyd u weë nie, maar ons kies om u te vertrou. Help ons om u wil bo ons wil te kies, om gehoorsaam te wees, selfs wanneer dit nie verstaanbaar is, wanneer dit seer maak, om die seën te erken, selfs wanneer dit anders lyk. Dankie dat u ons gebruik, selfs al lyk dit asof ons verwerp is. Dankie dat u deur ons werk, in die naam van Jesus Christus. Amen.